Hallo, goeiedag julle. Weer eens ons tyd om saam te gesels vandag rondom die woord van God. Ons is besig om met mekaar te praat. Wat beteken dit om 'n Christen te wees? En vandag gaan ons so 'n bietjie verder aangaan oor wat moet ons dan doen om Christus te bly? In Christus te bly. Skoon die woord die tong so 'n bietjie knoop. Maar vriende, in 1 Johannes 2 vers 27 en 28 sê die woord, so moet julle in hom bly. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie weer skaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. En wanneer die Here Jesus Christus kom, om sy kinders te kom haal, sê die Hebreërs skrywer, kom hy hulle haal wat hom verwag. Het jy 'n wederkomsverwagting? Is jy in Christus? Is Christus in jou? Ek vra nie of jy gelowig is nie. Ek vra, as jy gered? Het jy vir Jesus Christus aangeneem? Want nie almal wat sê, Here, Here, sal die koninkryk van God beerwe nie, alleenlik hulle wat die wil van die Vader doen. Johannes 1:11 sê vir ons, hy het na sy mense gekom, hulle het hom nie aangeneem nie. Maar vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, dan hulle het God die mag gegee om kinders genoem te word. Nou vriende, wat moet ons dan doen om in Christus te bly? Dit klink so half onmoontlik vir die gelowe om doelbewus in Christus te probeer bly. Maar gelukkig sê die Bybel vir ons op verskeie plekke hoe om dit te doen. Hy gee vir ons wenke om in Christus te bly. Ons hoef nie hard te sukkel, hard te werk nie. Nee, ons kan maar net rustig voortgaan met ons verhouding met Christus en ons sal in hom geanker bly. Hy beloof in elk geval, ek sal met julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. Ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Jy sien vriende, daar is 'n paar dinge wat ons wel van ons kant af moet doen. Ons moet 'n besluitneming maak. Nommer 1, sorg dat Jesus die ereplek in jou lewe het en behou en aanbid hom. Jy kan nie in Jesus bly as hy nie in jou bly nie. Jy sien hierdie twee dinge is soos 'n glove in 'n hand. Dit loop hand aan hand. Toe jy die Here Jesus Christus in jou lewe ingenooi het, het jy terselfdertyd in hom ingegaan, omdat jy in hom nou ingeënt is. Is jy in hom en hy in jou. Onthou die wingerdstok wat ingeënt is in die lood? Dit is ook soos 'n bottel in die see. Jy gooi water in daai bottel, dan gooi hom in die see. Hy's in die water en die water is in hom. Nou vriende, soveel kere as wat daar in die skrif gepraat word van ons bly in hom, word daar terselfdertyd gesê dat hy bly in ons. So ons het die belofte dat God bly in ons, as ons in hom bly. Daarom gaan lees ons Johannes 15 vers 4, hy sê, bly in my, soos ek in julle is. Jesus is aan die woord. Wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug, sê hy vers 5. 1 Johannes 3 vers 24 sê, hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. In Johannes 4:16 sê, hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. God is liefde. So vriende, wat moet ek en jy dan doen? Ons moet dus doelbewus daagliks vir Jesus die ereplek in ons lewens gee, sodat hy in ons bly, dan bly ons ook in hom. Die tweede punt wat ek wil sê is, hou gedurig gemeenskap met die Here. Wees in verhouding met hom. Hou gedurig gemeenskap met hom. Hoe doen ons dit? Deur ons daaglikse stilte tyd. Dan bly ons in kontak met Jesus, ons voed ons siele met hom, want hy is die brood van die lewe. Deur gereelde en gelowige gebruik van nagmaal, saam met ander kinders van God, wanneer ons by mekaar kom, sê die woord van God, eet ons as te ware die liggaam van Christus en drink ons sy bloed en dit hou ons na aan hom en in hom. So dikwels as julle by mekaar kom, neem dit ter herinnering van my, van wat hy vir ons gedoen het. Jesus het gesê in Johannes 6 vers 55 en 56, my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. So vriende, elke keer wanneer ons die bloed van Jesus eer, of dit pleit, dan drink ons ook sy bloed en bly ons heg verbind aan hom. Hoe meer ek en jy gemeenskap hou met die Here Jesus Christus, en ons vereenselwig met sy bloed en sy liggaam, hoe dieper bly ek in hom en hy in my. Punt nommer 3,
Punt nommer 3 wat ek met u wil deel is, gehoorsaam sy woord. Lees dit, leer dit, studeer dit, maak dit deel van jou hele wese. Die eerste ding wat God van sy kinders verwag, is dat hulle gehoorsaam moet wees en moet doen wat hulle in sy woord beveel word. As ons dit doen, dan bly ons in Jesus en bly ons aan hom verbind. 1 Johannes 3:24, hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. In Johannes 2:24 sê weer, ons het nou 1 Johannes 3:24 gelees, nou gaan ons 1 Johannes 2:24 toe. Hy sê, as julle bly in wat julle van die begin af gehoor het, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. Nou vriende, God en sy woord is onveranderlik. Dis onlosmaaklik verbonde aan mekaar. So as ons die woord lewe, sal ons God se hart verbly en in hom bly en lewe soos God wil hê ons moet lewe. Maar die 4de puntjie wat ek met u wil bring is lewe in liefde. Jy sien, God se grootste gebod is dat ons hom en mekaar moet lief hê. En as ons hom lief het en toelaat dat ons liefde in hom groei en dat sy liefde deur ons na ander oorgestuur word, sal ons ook in hom bly. Daarom sê 1 Johannes 4:16, God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Daar is geen groter vreugde as om te weet en te ervaar dat God jou lief het en om daardie liefde te beantwoord, die vriende. Hoe meer ons dan groei in ons liefdesverhouding met God, hoe dieper bly ons in hom en hoe meer oorlaai hy ons met sy seëninge. Punt nommer 5. Laat die Heilige Gees toe om jou te verseker van jou verbondenheid aan Jesus. 1 Johannes 4:13 sê, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons en dat ons van sy Gees, hy ons van sy Gees gegee het. 1 Korintiërs 6:19 sê, weet julle nie dat julle liggame is die tempel van die Heilige Gees van God? Nee. Jy sien, soos Paulus sê in Romeine 8:16, sy Gees, Jesus se Gees, getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Dit meen dat ons in hom is. As ons nie meer die stille versekering van die Heilige Gees in ons binneste het nie, en as ons daarin begin twyfel of ons nog kind van God is dit 'n sekere aanduiding dat daar iets tussen ons en Jesus gekom het, en dat ons nie meer volkome in hom is nie. Daarom vriende, dan keer jy terug na die voet van die kruis. Vra die Here opnuut, soos koning Dawid in Psalm 51, skep in my 'n nuwe gees. Moenie die gees van my af wegneem nie. God sal dit nie doen nie, maar dit is vir jou, want jy het weggedryf van God. God sal jou nooit begewe, God sal jou nooit verlaat nie. Vriende, gee die ereplek aan die gees van God, die gees van liefde. Gee hom 'n ruimte in jou lewe. En hy het gekom om Jesus te verheerlik en sal jou aan Jesus verbonde hou. Nou vriende, die laaste puntjie wat ek dan met julle wil deel is dit. Die laaste puntjie wat laat God toe om jou te snoei. Hy het gesê, ek is die wynstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Johannes 15:5 en natuurlik ook vers 2. Ek wil afsluit en vir u sê, elke kind van God wat vrug begin dra en oorwinnend lewe, ervaar by tye die snoeimes van God in hulle lewe, dan kan hulle dikwels nie verstaan, maar waarom dit nodig is dat hulle getoets en gelouter moet word nie. Maar kom ons vertrou hom. God weet waarom. As jy 'n wingerdstok groei, kan daardie loot groei en geen vrug dra nie. Maar hy dra baie blare. Daai blare praat van al die dinge wat ons bymekaar maak in die lewe. Maar wanneer hy gesnoei word, sal jy sien skielik dra hy vrug. Daarom wat boere elke jaar hulle goed groei. Jy sien, God wil die ou lote, die onnodige dinge uitsny en al meer van ons eie pogings en eie planne wegsny, sodat net dit wat van ewigheidswaarde is oorbly, sodat ons oorvloedig vrug tot sy eer kan dra. So bly ons nie alleen in hom nie, maar so stoot ons ook ons wortels alle dieper in hom in.
en al groter afhanklikheid van hom. Ons raak al hoe meer afhanklik van ons word bewus van hom, sodat ons niks meer uit hom en uit sy hand, niemand ons niks meer kan uit sy hand uitdruk, vriende. Kom ons bly in die Here, en hy sal in ons bly. So vriende, om meer plek aan die Here te gee in ons lewens is belangrik. Om sy woord na te luister en te doen is belangrik. Om in sy liefde te lewe is belangrik. Om sy gees vrylik in ons te laat beweeg is belangrik. Om God toe te laat om ons te snoei tot sy eer is belangrik. As ons dit doen, dan sal God ons eer en sal ons sy seëninge ontvang. Tot ons weer ontmoet, God seën nie. Amen. Vader, seën ons elkeen in Jesus naam.